Nou, twee baie belangrike aspekte wat God op my hart kom lê. Ja, hoe kan ek sê, ja, twee baie belangrike aspekte wat God op my hart kom lê, is die volgende. Luister baie mooi. Drink hy koppie koffie, koppie tee en hou jou konsentrasie, ek is amper klaar. Mans en vrouens wat nie hulle eie kinders kan hê nie, kan ander kinder wat deur hulle ouer weggegooi is, vleeslik en geestelik bystaan, alles tot lof en eer van God. Elke siel is vir God belangrik. Op die ou einde van die dag moet jy diensbaar en bruikbaar kan wees vir die werk van die Here. Jy moet kan bou waar ander afbreek. Jy moet mense, kinders, ouers kan nader trek aan God, nie noodwendig verder verstoot nie. Onthou, Jesus het ook die kinders gehaat nie. Dit is alles deel van die prys, die absolute opoffering wat hy moes gemaak het, toe hy, weet, by sy tydperk hier op aarde. Niks in die wêreld was vir hom belangriker as God nie. Hy was 'n perfekte offer vir almal van ons. Tog was Jesus baie lief vir kinders. Kinders is kinders is die room van God se koninkryk. Maak 'n verskil in 'n kind se lewe. Hulle het nie gevra om daar te wees nie. Dan is daar natuurlik moord, selfmoord, aborsie, motorongelukke, onnatuurlike dood ensovoorts. Ouers wat kinders verloor, of kinders wat ouers verloor, op hierdie absolute tragiese en skokkende wyse. Mense, kinders, ouer, families, kom nie maklik daaroor nie, dis absoluut die waarheid. Baie van hulle treur hulle self dood oor hulle geliefdes, oor die absolute leemte wat agtergelaat word. God verstaan ons beter as wat ons dink. Daar's niks wat so hard slaan soos die dood nie. God se raad aan almal van ons is die volgende, luister mooi. Sorg dat jy reg is. Sorg dat jy gereed is. Lewe elke dag of dit jou laaste is. Sorg dat jy die Here ken. Sorg dat jy gered is. Jy wil weet waarheen jy gaan. Jy wil eendag voor God staan en hakkel nie. Dit is natuurlik, hoe kan ek sê, dit is natuurlik die basis, die versekering van ons geloof, dat ons mekaar weer eendag sal sien. Daar's niks ergers in hierdie lewe, as om iemand te begrawe en jy weet nie waarheen hy of sy op pad is nie. Jy gaan nie jou lewe, luister mooi, jy gaan nie jou lewe na die dood kan regmaak nie. Volg die raad van die gelykenis van die verlore seun. Kom tot inkeer. Draai vandag nog terug na die wil en wee van die Here. Loop die regte pad. Dit is die regte ding om te doen, absoluut waarheid. Net soos jy as ouer, as kind, as eggenoot, as familielid, luister mooi. Net soos jy as ouer, as kind, as eggenoot, as familielid voel oor die heengaan van 'n geliefde, net so voel God ook oor die afvalligheid van 'n mens, 'n kind, 'n siel vir sy koninkryk. Elke mens maak saak. God het immers almal geskape. God weet van elke moord, elke selfmoord, elke genadedood, elke aborsie, elke fratsongeluk, elke onnatuurlike dood, elke druppel bloed wat van die grond af roep na die Here. Hy weet daarvan. Hy sien, hoor en weet alles. Niks is vir hom verborge nie. Persoonlik dink ek God se oë is vol trane as hy na die mens kyk wat hy geskape het. Dit was nooit God se bedoeling of doel of plan dat die mens so afvallig, goddeloos, wetteloos en onheilig sou lewe nie. Die mens het sy eie grootste vyand geword en dis absoluut die waarheid. Weereens is my raad aan jou om die gelykenis van die verlore seun te volg. Draai terug na God toe. Sorg dat jy reg is. Sorg dat jy geestelik en vleeslik gereinig en geheilig is. Jesus het 'n ongelooflike groot prys vir ons almal betaal. Al wat God van jou verwag is gehoorsaamheid. Wees 'n voorbeeld vir ander. Dra jou kruis, maak 'n positiewe verskil terwyl jy nog kan. Jy is die enigste een wat die keuse kan maak. Niemand anders gaan dit vir jou doen nie. Ek sê altyd,
As ek en die Here jou nie op jou knie kan bring nie, sal die Satan dit vir jou doen. En dis absoluut waarheid. Vir hom gaan alles oor die siele van die mens. Hy en sy bose magte is klaar op pad hel toe. Hy gebruik die wêreld met al sy lekkernye om vir my en vir jou saam met hom in die hel, in die verderf te trek. Moet dit nie toelaat nie. Bekeer. Draai vandag nog terug na die Here toe. Vir baie mense wat klaar die tydelike met die ewigheid verruil het, is dit klaar te laat. Moenie jy dieselfde fout maak nie. Die tyd is nou, vandag. Moenie een dag verder uitstel nie.